Nou die VF+ sê dat die Tshwane Metro se begroting vir die 2025-26 finansiële jaar van meet af aan gebrekkig was en die jongste aansuiweringsbegroting het die Metro se finansiële druk vererger. Nou die VF+ raadslid in Tshwane, Grandi Tennyson, sluit telefonies by ons aan om hierdie kwessie te bespreek. Goeiemôre Grandi. Môre Leon en môre aan die luisteraars. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. En Grandi, ek wil begin deur te vra, hoe gaan die Metro hierdie 8 miljard rand tekort aanspreek wat deur onder meer kragdiefstal en die ineenstorting van hierdie infrastruktuur veroorsaak word? Leon, as ek 'n towenaar was, het ek vir jou die antwoord kon gee. Inderdaad. Maar hoe hulle dit gaan regkry, weet nigter alleen. Kyk, hulle is besig met oorverblindery in hierdie hele proses. Aanvanklik het hulle begroot op 'n 92% invorderingskoers, maar die waarheid het gewys dit is op 85%. Nou uiteraard op die 92% invorderingskoers sou hulle voldoende inkomste kon kry om die uitgawes te dek. Maar met die realiteit van 85%, en dis nie ek wat dit bereken het nie, dis die ouditeur-generaal wat sê tussen 3 en 85%. So kom ons gee hulle nou voordeel van die twyfel vir die 2% en ons werk op 85%. Beteken dit 2,2 miljard rand tekort op die begroting. Dan is daar nog so oor die 500 miljoen rand se invorder of oninvorderbare skuld wat afgeskryf moet word. En dit druk nou die syfer op na 2,7 miljard agterstallige. Maar dis nog nie die einde van die prentjie nie. Daar's soveel kragverliese en waterverliese wat zeer sekerlik daai invorderings, onthou, daai goed word nie gefaktureer nie. So daar's nie werklik bedrag waarop 'n mens kan werk nie, behalwe die verliese aan elektrisiteit. Nou as ons dit verreken na persentasie toe, dan val daai invorderingskoers nou so om en by 75% toe. En dis waar die 8 miljard rand tekort vandaan kom. So hoe en op watter wyse dit ingevorder word, sal ek nie vir jou kan sê nie. Grandi, ek dink ek weet wat die antwoord is, maar is die 3,5% verhoging vir personeel dan werklik volhoubaar as die Metro se kontantvloei reeds hier is waar hy is? Nee, beslis nie. Ek het dit al van tevore gesê. Dis 'n belaglikheid. Ons het in die eerste instansie, toe ons nog deel van die regering was, het ons juis gesê die stad kan dit nie bekostig nie en ons is arbeidshof toe daarmee. Ten spyte van die feit dat die bedingingsraad wat saamgestel is uit SALGA wat ANC beheer is en die twee vakbonde IMATO en SAMFU het besluit dit moet gedoen word, maar hulle het nie in ag geneem dat die finansiële posisie van die stad is nie voldoende daarvoor nie. En so is dit toe nou terugverwys na die bedingingsraad toe vir die 21 boekjaar en die bedingingsraad het weer eens net bewys, jy weet, hulle neem nie realiteite in ag nie. En hulle het hierdie nuwe regering het dit nie gevat na die arbeidshof soos wat ons met die 23-24 ene gedoen het nie. En die hof het ons gelyk gegee. So hier praat ons op die ou einde van die dag van ongeveer 2 miljard rand verder. So nou kan daai 8 miljard kan dalk bietjie groter word as wat ons dink met al hierdie uitgawes. Grandi, dink jy die Metro gaan gehoor gee aan die eis vir 'n volledige hersiening van die begroting wat op akkurate syfers in plaas van projeksies gebaseer is, want hulle moet tog aanspreeklik gehou word? Wel, ons moet een ding besef, hierdie ouens leef in 'n droomwêreld. Hulle beweer dit gaan so goed met die stad se finansies en Eskom rekening word afbetaal die agterstallige bedrag, maar wat hulle sal nie op hierdie stadium wat my insien sal hulle waarskynlik nie daarop toegee nie, want hulle leef in 'n droomwêreld en dan moet ons onthou die rede hoekom hulle in 'n droomwêreld leef is want dit is hierdie jaar munisipale verkiesing. So hulle probeer die mense met oorverblindery oortuig dat dit nie so sleg gaan met die stad as wat ons byvoorbeeld sê nie. Maar die realiteite is hulle sal dit moet
erken een of ander tyd, en sou ons dan aan bewind kom na die verkiesing saam met miskien 'n ander koalisie, dan gaan ons baie moeilik baie indringend moet kyk na dit. En een van die goed wat ons sal moet kyk is, daar's tussen 2 en 23 miljoen, duisend werknemers. Ons sal moet begin kyk om daar te verminder. Maar ons kan nie verminder vir die arbeiders nie, die ouens op die grond wat die dienste verskaf nie. Ons sal bo by bestuur moet begin, want daar's meer bestuurders as arbeiders. Grandi, buiten personeel afleggings en dies meer, wat kan nog gedoen word net laastens om hierdie finansiële gemors te beredder? Wel, die eerste ding is, ons sal moet indringend kyk na die aankoopbeleid van die stad met die SEB, die swart ekonomiese bemagtigings, reëls wat daar is dit net onbekostigbaar. Ons koop aan teen 3, 4, 5 keer die normale prys wat 'n individu soos ek en jy 'n prys kan beding by 'n plek. Ek vat sommer 'n voorbeeld. As jy 'n drukker cartridge wil koop, betaal jy by Waltons byvoorbeeld R3000. Die stad betaal vir daai selfde ding amper R8000. En daar kan baie bespaar word om nie net dood eenvoudig, onthou daar is wel ook goed soos die 80-20 beginsel en so aan. Daai goed word nie behoorlik toegepas nie. En dan die ander ding is natuurlik ongemagtigde uitgawes. Daar's biljoene rande so ongemagtigde uitgawes. En die laaste ding is, ons sal moet die invorderingskoers opdruk soveel as moontlik en radikaal begin optree teen kragdiefstal en waterdiefstal wat plaasvind. 1/3 van die waterrekening is as gevolg van diefstal. En ek glo dis baie naby aan dieselfde ten aansien van jou elektrisiteit. Ons betaal Eskom, maar die inwoners betaal ons nie, of die wat steel betaal ons, en dis hoofsaaklik maar jou informele nedersettings. Grandi, ons gaan moet volstaan daar, ons hou die situasie definitief noukeurig dop. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie Leon, en sterkte vir die dag. Ons het nou raadsvergadering, so ons gaan die ding daar beklei namens die inwoners van Tshwane. Dankie Grandi Tennyson, VF+ raadslid in Tshwane. Ja, en ek wil net as 'n gedagte onthou, staatsamptenare en die regering is dienaars van die publiek, nie andersom nie. So hulle moet definitief verantwoordbaar gehou word.